Ons bid saam. Here, ons het U nodig vir ons hele lewe. Maar nou veral ook om die woord van die Here in te neem en te doen. Want U self sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. So ons is afhanklik van U Gees, ons bely dit en vra dat U nou vir ons ook help om U woord in ons harte in te neem en te doen wat U vra. Amen. Julle ken Charles Dickens storie oor Scrooge. Scrooge wat Kersfees gehaat het, hy het 'n weerstand gehad in Kersfees daarteen. En toe later toe verander hy soos die storie aangaan. Nou daar's 'n man in die Bybel wat uitgesien het na Kersfees. En sy naam was Simeon. En as ek nou bedoel Kersfees, bedoel ons natuurlik die geboorte van Jesus, die koms van die Messias. En wat het hy nou uitgesien as ons sê, hy het 'n verlange gehad, of 'n begeerte, of 'n verwagting na Kersfees, het hy uitgesien na geskenke, of lekker eet, kalkoen, of eend, of gammon, of was dit dalk 'n uitsien na kuier saam met familie en vriende, of was dit 'n verlange na die belofte wat vervul sal word. 4000 jaar lank het die mens gewag vir daai belofte wat gemaak is die dag toe die mens sonde doen in die tuin van Eden. Haar nageslag, die vrou se nageslag, Satan, sal jou kop vermorsel. En dat hierdie Messias sou kom. Nou net hierdie paar woorde uit Lukas 2 vers 25. Simeon het die vertroosting van Israel verwag. Nou kom ons kyk eers na Simeon se karakter. Daar's 'n man in 'n denkbeeldige storie. Sy naam is Emiel. En Emiel se ambisie in die lewe is, hy wil die rykste man ter wêreld word. Nou daai ambisie, daai begeerte, daai hoop wat hy het, dit dryf sy karakter. Dit dryf hom om hoogmoedig te wees en te dink ek is beter as ander. Dit dryf hom om ongeskik te wees met mense, want ek kry 'n groot Mercedes en ek kry voorkeur waar ek wil parkeer. Dit dryf hom om trots te wees. Dit dryf hom om jaloers te wees, want daar's ander mense wat ryker is as hy. Dit maak dat hy niks tyd gee aan sy vrou en sy kinders nie, want hy geld, dis waar al sy tyd gaan en sy energie gaan. Dit maak dat hy stres, want hy het so baie geld, hy is bang iets gebeur daarmee. Dit maak dat hy skelm is, want hy kan nie so vinnig geld maak soos hy wil nie, so dan sal hy dit op onderduimse maniere doen. Dit maak dat hy 'n slaaf is van werk, of in moderne terme 'n workaholic, want hy moet werk en hy wil meer werk, want hy wil meer geld hê. Dit maak dat hy nie blydskap in sy lewe het nie, want hy dink geld kan hom gelukkig maak, maar hoe meer hy het, sien hy, dit versadig nie. Dit maak dat hy onvergenoeg is, dat hy ontevrede is, want hy soek altyd meer. Dit maak dat hy ongeduldig is, want hy kan nie wag nie, hy wil nou meer hê, en nou nog hê. Dit maak dat hy sy kliënte vlei. So, hy's nie regtig gaaf met die kliënte nie, hy doen dit net dat hy die besigheid kan kry, dat hy meer geld kan hê. Jy sien, as jy 'n hoop het in die toekoms, jy het iets daar wat jy wil bereik, dit dryf jou karakter nou. En jou vreugde, dit bepaal jou vreugde nou, dit wat in die toekoms lê, of dit waantoe jy jaag. En dit sien jy met Simeon, dit sê in vers 25, Simeon was regverdig
Hoekom? Want hy het hierdie verwagting, die Messias kom. Hy wil gereed wees om hierdie Messias te ontmoet. Hy wil reg lewe om hom te behaag. Dit maak dat hy vroom is. En dan sê dit natuurlik, die Gees was op hom, so hy is gevul met die Gees, want hy het 'n verlange na hierdie Messias. Hy het eintlik gedoen wat Micha gesê het in die Ou Testament. In Micha hoofstuk 6 vers 8 sê die Here, kyk, julle bring al hierdie offers vir my, maar dis nie wat ek soek nie. Wat ek soek is hierdie ding. Ek het jou bekend gemaak, o mens wat goed is. Wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde na te jaag en nederig te wandel met jou God? En dis wat Simeon doen. En daai dinge, daai verwagting in die toekoms, dat hy weer die Messias gaan kom, kyk wat bring dit ook in sy lewe in vers 29. Nou laat u, Here, sê hy, u diensknegt gaan in vrede, volgens u woord. Hy het vrede, want hy het die regte verwagting in die toekoms. Nou, ons wag nie vir Jesus se eerste koms so Simeon nie. Ons wag vir sy tweede koms, dis wat ons verlange is. En ek dink is partymal nodig. Jy weet, ons veral hier in die stad, jy sit in verkeer op pad werk toe, jy sit in verkeer op pad terug, en jy moet oortyd werk, en daar's nou weet ek nie wat 'n deadline in Afrikaans nie, is nie 'n dooie lyn nie. Ekskuus? OK, goed. So, daar's dit wat jy moet bereik in jou werk, en is so gejaag, en jy voel, ek kry nie eers tyd saam met my gesin nie. Is dit nie partymal nodig, dat ons net bietjie ons besige lewe moet halt, en moet dink, Jesus se tweede koms is 'n realiteit. Dis iets waarvoor ons gereed moet wees. En daai hoop, net so Simeon se hoop vir die Messias gaan kom, dit was nie 'n deel van sy lewe nie. Dit het sy hele lewe omvat. Dit het sy hele lewe gekleur. En ons verwagting dat Jesus nou nie die eerste maal gaan kom nie. Kersfees, ons kyk terug en ons is dankbaar, Jesus het gekom as ons verlosser. Ons kyk nou vir 'n tweede koms. Dit moet nie net 'n deel van jou lewe wees, daai hoop nie. Daai hoop is die Christelike lewe. Die verwagting om by Christus te wees vir ewig, of nie. So laat ons gereed wees daarvoor. Hoekom is dit belangrik dat dit jou hele lewe moet inkleur? Wel, luister wat sê Paulus vir Titus. Titus hoofstuk 2, vers 12 tot 14. God se genade het nou verskyn, sê vers 11. Vers 12 sê, hierdie genade leer ons om goddeloosheid, wêreldse begeertes te verloon, ingetoe en regverdig en godvreesend in die teenwoordige wêreld te lewe. Luister hier, terwyl ons die salige hoop, die verskyning van die heerlikheid verwag van ons groote God en verlosser Jesus Christus. Ons verwag sy verskyning. En dit maak dat ons ook nou met sy genade, dat ons nou heilig kan lewe. 2 Petrus hoofstuk 3, vers 11 tot 14. Petrus skryf vir 'n klomp Christene wat verstrooi is oor die wêreld. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hierdie wêreld vergaan, watse soort mense moet ons wees in heilige lewenswandel en godsvrug? Want hierdie wêreld gaan verby. Julle wat die koms van die dag van God verwag. Vers 14 sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, Jesus wat gaan kom, beywer julle om vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind te word in vrede, sodat as hy kom, daai koms wat jy verwag het gemaak dat karakter nou gebou word, dat jy nou lewe om hom tevrede te stel, want as hy kom, hoe wil jy wees, hoe wil jy bevind word, in sonde? 1 Johannes 2, vers 28, praat ook van Jesus se koms. En hier is wat Johannes skryf. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaam voor hom mag weggaan by sy wederkoms nie. Hoofstuk 3, vers 3, elkeen wat hierdie hoop het, hierdie hoop dat hy gaan kom, reinig homself soos hy rein is, want ons wil so voor hom bevind word.
Hierdie verwagting wat ons het, hierdie hoop wat ons het, dit laat jou anders dink. As jy in daai lig gaan lewe en hierdie ding kleur jou hele lewe in, dan gaan jy anders dink oor geld. Want jy gaan sê, geld, ek kan dit nie saamvat nie. Hak nie 'n venter trailer agter aan die lijkswa nie, gooi dit nie in jou kus nie. Jy gaan anders dink oor jou swaar kry, oor jou beproewings. Jy gaan dink, Jesus gaan weer kom, hierdie lyding gaan eindig. Jy gaan anders dink oor plesier. Jy gaan nie dink, hierdie wêreld is al wat daar is, en die vreugdes en die plesiere van hierdie wêreld is al wat daar is. Jy gaan nie so dink nie. Jy gaan anders dink oor jou werk. As dit bietjie moeilik gaan by die werk, dan gaan jy dink, ek werk nie vir my baas nie, ek werk nie vir my baas nie, ek werk om Jesus tevrede te stel, hy gaan weer kom, hy gaan rekenskap eis, hy gaan beloning gee. Jy gaan anders dink oor aftrede. Jy gaan nie dink, ek beter hierdie aftrede laat tel, want dis die laaste, dis die einde van my lewe, dan is dit verby. Nee, jy weet, daar's iets wat hierna kom. Jy gaan anders dink oor jou vyande, oor mense wat jou skade aandoen, oor mense wat leed aan jou doen, wat jou beskinder, wat jou valslik beskuldig. Jy gaan dink, ek moet hulle nie terugkry nie. Jesus sal oordeel, hy kom weer. Jy gaan anders dink oor die dood. Jy gaan nie in vrees en angs lewe nie, want jy gaan weet, as Jesus weer kom, hierdie ding gaan omgekeer word, ek gaan 'n nuwe liggaam kry. Die dood is nie die einde nie. Tweedens is Simeon se omstandighede. So dit was Simeon se karakter, tweedens sy omstandighede. Nou in die 1700s in Amerika en in Engeland, ons weet die slawehandel was sterk geweest, mense het slawe besit, en party slawe was baie bly om goeie baase te hê, soos George Whitfield en Jonathan Edwards, wat regtig gaaf was en goed was vir hulle slawe. Maar die slawe was nie heeltemal tevrede nie, want hulle het nie net goeie baase gesoek nie, hulle wou vry wees. En in die tyd van Jesus, toe hy gebore is, Keiser Augustus, hy was gaaf met die Jode. Keiser Augustus het probeer om die juk, die las wat die Romeine gedruk het op die wêreld, om dit bietjie ligter te maak vir die Jode in Israel, en vir hulle sekere voorregte te gee. So die Jode was bly daaroor, maar dis wat, hulle het meer gesoek. Hulle wou vry wees van slawerny of van onderdrukking of van die Romeinse heerskappy oor hulle. En dit het veroorsaak dat baie Jode, wat 'n tipe Messias het hulle verwag? Wat 'n tipe verlosser? Een wat 'n politieke figuur is, 'n politieke leier wat hulle gaan bevry van die Romeinse mag, op die troon gaan sit in Jerusalem, gaan regeer, hy sal op 'n wit perd kom met sy swaard, dis waarvoor hulle gewag het. Maar Simeon het geweet, daar's iets groter. Daar's iets groter as Romeinse onderdrukking, dis die onderdrukking van sonde, dis die onderdrukking en slawerny wat Satan vir Adam en Eva mee versoek het en hulle toegegee. Hy het geweet, as dit die grootste probleem is, Rome is nie die grootste probleem, die sonde is, dan is die grootste oplossing nie 'n politieke figuur nie, maar 'n Messias wat ons sal red van ons sonde. En dis dan wat ons sien in vers 29 tot 35, bid hy, Here, laat ek in vrede gaan volgens u woord, my oë het u verlossing gesien. Hy praat nou van Jesus, want hy hou die babietjie in sy hande, in sy arms, wat u voorberei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies, tot heerlikheid van die volk Israel. So dis waarvoor hulle gewag het, en dan praat hy met Maria, en hy sê, 'n swaard gaan deur jou siel gaan, hierdie kind gaan wees tot die oprigting en die val van baie in Israel. In Jesaja hoofstuk 40, wat nou 'n voorspelling is van die Messias, dan sê Jesaja in vers 1 en 2 van daai hoofstuk, troos, daar's die woorde, Jesus is die trooster van Israel, die vertroosting, luister, troos my volk, sê julle God, waarvan troos hy hulle? Spreek na die hart van Jerusalem, roep haar toe dat haar stryd verby is, haar skuld is betaal. Sy het uit die hand van die Here dubbel ontvang vir al haar sondes. Dit beteken nie dubbel straf nie, dit beteken net soos wat sy straf ontvang het vir haar sonde, hier's nou die dubbel, hier's die ander kant, nou sal sy vergifnis ontvang.
En so dis wat Simeon weet, hierdie trooster van Israel, dis die troos wat hy bring. Nie net troos van jou vyand en die troos wanneer jou sonde vergewe word. Wat is Suid-Afrika se hoop? Jy weet, Suid-Afrika, ons sien nou, dit gaan net erger en erger. Dinge gaan onder, dis nou openbloot, dit was in baie opsigte openbloot, nou is dit in die parlement openbloot. Wat is ons hoop in Suid-Afrika? Wat is ons wêreldse hoop, wat dinge ook maar skeef en die mekaar is nie net ons land nie. Wat is die hoop? Jesus, die vertroosting van Israel, en nou nie sy eerste koms nie, maar sy tweede koms, is ons as Christene se troos. So, dis nie 'n probleem as jy stem nie, wanneer daar nou verkiesing gehou word in die land, maar moenie vertrou op jou stem nie, en dink, ons stemme gaan ons land verander. Moenie vertrou op 'n politieke party of 'n leier nie. Ons vertroue moet in die Here ons God wees, om verandering en hoop te bring. Jy weet, Jesus het gesê vir Pontius Pilatus, my koninkryk nie van hierdie wêreld nie. As dit van hierdie wêreld was, sou my volgelinge geveg het. Maar dit is nie van hierdie wêreld nie. So Simeon se karakter, Simeon se omstandighede, laastens Simeon se skopus. So wat was, hoe breed het hy gedink, hoe wyd het hy gekyk? Jy weet, ons het nou gehoor Bethlehem ster, en dan sê dit, wyse manne kom van ver. Hoekom het die wyse manne van ver gekom? Hoekom nie van Israel nie? Die wyse manne het van ver gekom, om 'n prentjie te wees vir jou wat dit lees in die Bybel, en vir die Jode wat dit dan lees. Die Jode het hulle eie Messias verwerp, wyse manne het van ver gekom, die heidene het gekom, en verlossing gevind in Christus. Dit beteken nie, as nie verlossing vir die Jode nie, maar oor die algemeen het Israel hulle Messias verwerp. En so hier sien ons nou in hierdie teks, Jesus is die vertroosting van Israel, vers 25, maar nie net van Israel nie. Want hy sê net 'n bietjie verder in vers 32, hierdie kind is 'n lig tot verligting van die nasies en heerlikheid van die volk Israel. Maar vir die nasies ook, en ons is dan ingesluit. Die heel bekendste vers in die Bybel sê, hy het gekom vir die nasies, want so lief het God die wêreld gehad, nie net Jode nie. En ons is dan ingeënt. Soos Paulus die term gebruik in Efesiërs hoofstuk 2 vers 12 en 13, sê hy die heidene was op 'n tyd ver van God af, maar nou het hy ons nader gebring. Hy het ons medeburgers gemaak van Israel. Dis soos die olyfbome, makolyfboom, die boom is afgekap, nou staan die wilde olyfboom, die makolyfboom is Israel, die wilde olyfboom is ons, heidene, wat nie Jode is nie, en is ingeënt op die makolyfboom. Maar daar kom 'n tyd in die toekoms, sê Romeine 11, dat baie Jode gered sal word. Kersfees is 'n kans om die evangelie te deel, selfs met jou familie. Vind jy dit moeiliker om met jou familie die evangelie te deel? Daai ongelowige broer van jou, of die ongelowige seun of pa of oom. Ek vind dit partymal 'n bietjie moeiliker. Jy weet, die ou op straat kan ek die evangelie deel en ek sien hom nie weer nie. Maar my familie sien ek weer en weer. Soos is dalk bang, ons wil nou nie onrus in die familie veroorsaak nie. Kersfees is 'n uitstekende tyd. Ons moet in elk geval altyd die evangelie deel, maar dis 'n wonderlike geleentheid om die evangelie met jou familie te deel. Hoe doen jy dit? Dit is baie maklik oor Kerstyd. Wanneer ons die Kersliede sing, dan verduidelik jy die woorde. Of jy kan 'n gedeelte lees uit die Bybel en verduidelik, hoekom het Jesus mens geword? Hy het gekom om ons te verlos van ons sonde. Wat beteken dit? En jy kan daarop uitwy en vertel hoe hy gekruisig is vir ons sondes. Dit het nie gestop by die krib nie, dit het gegaan na die kruis. Dit het nie gestop by die kruis nie, dit gaan na die leë graf. Nie gestop by die leë graf nie, dit het gegaan waar Jesus verheerlik is. Dit stop nie daar nie, hy kom weer. Sal die wêreld, want jy gaan in Checkers in, en jy hoor Christen Kersliede speel op die radio, of op hulle luidsprekers. Sal die wêreld
hulle vreugdes deel, want vir hulle speel net liedjies en is lekker en is 'n atmosfeer en is Kersfees, maar sal hulle vreugdes deel en sê Kersfees, familie, eet, kos, geskenke, Kersvader. Sal hulle dit doen? En ons sal nie deel, ons wat die regte rede het, die regte boodskap het, oor hoekom Jesus gekom het, sal ons dit nie deel nie en vertel nie? Mike is by die see, oor Kerstyd, en hy ontmoet vir Tracy. Mike is verlief, en Tracy is verlief. En Mike kom terug Gauteng toe, ag nee. En deur die jaar, dis goed, die herinnering aan Tracy. Maar weet jy wat beter is dit? Hy Skype met haar. As jy nie weet wat Skype is nie, as jy dalk bietjie oud is vir Skype, hy sien haar op sy rekenaarskerm en hy praat met haar. Hy bel haar. Maar weet jy wat's nog beter is dit? Dis alweer Desember en hy gaan weer see toe. En Tracy ook. Ons het 'n herinnering soos Mike. Ons het Kersfees. En ons onthou, God het mens geword. Ons verlosser het gekom. Maar daar's iets beter as dit. Wat's dit? Jy ken hom nou. Hy's jou verlosser. Dis nie net 'n gedagte van 'n baba in 'n krib nie. Dis 'n persoonlike verhouding met die lewende verlosser wat opgestaan het uit die dood. Maar daar's iets nog beter as dit. Wat's dit? Hy kom weer en jy gaan hom sien. En vir altyd by hom wees. Ons Vader, ons dankie vir hierdie boodskap. Dankie vir Kersfees. Simeon wat uitgesien het na die koms van die Messias en ons wat nou 'n verwagting het. Hy sal weer kom. En ons smeek so en bid so saam met Paulus. Maranatha, kom Here Jesus. Amen.